Goeiemôre op hierdie Vrydagoggend. Dis die 75ste oordeenking in die reeks Kopskuif en vanoggend se tema is dopamien. Ons brein bestaan uit meer as 100 verskillende soorte neurotransmitters. Almal speel 'n rol in ons gedrag, in ons keuses, in die vorming van ons gewoontes. Maar die een waarop James Clear fokus, om die rol daarvan in gewoontevorming te verklaar, is dopamien. Die prominente rol van dopamien het skielik duidelik geword in 1954, toe neurowetenskaplikes eksperimente gedoen het op die neurologiese prosesse wat hinkering en begeerte dryf. Toe die toevoer van dopamien in die breine van laboratoriumrotte gestuit word, het hulle die wil om te leef laat vaar. Hulle het die wil om te eet, te beweeg, voort te plant, eenvoudig opgegee. Binne 'n paar dae het hulle doodgegaan van die dors. Opvolgstudie het hulle tydens hierdie dopamien-inhibisie klein hoeveelhede suiker in hulle monde gespuit. Die rotte het baie duidelike verhoging beleef in opgewondenheid, met wat die navorsers sê, gesiggies wat sommer opgehelder het, vanweë die aangename smaak. Maar, te midde van die aangename smaak, het hulle eenvoudig nie die wil gehad om dit in te neem nie. Die vermoë om plesier te ervaar was nog daar, maar die begeerte na plesier was weg. En sonder begeerte, sonder hinkering, is daar geen drywers vir aktiwiteit en optrede nie. In opvolgstudies is die dopamienvlakke in rotte se breine weer dramaties verhoog, en het hulle gewoontes met inspirasie begin doen wat alle gewone gedrag oortref het. Dit het duidelik geword dat gewoontes 'n dopamiengedrewe siklus is. Ek wil darm net 'n oomblik van stilte vra vir elke rot wat die prys betaal het vir ons vooruitgang. In elk geval, daar is sekere aktiwiteite in die lewe wat hoogs gewoontevormend is, soos dwelmgebruik, gemorskos, videospeletjies, sosiale media, pornografie, dobbel. Want dit het alles te doen met hoër vlakke van dopamien in ons brein. Die interessante hiervan is dat dopamien nie alleen vrygestel word tydens die ervaring van plesier nie, tydens daardie aktiwiteite nie, maar in afwagting daarop. Dobbelverslaafdes beleef 'n skerp toename in dopamien direk voordat hulle 'n weddenskap plaas, nie daartydens nie. Dwelmverslaafdes beleef 'n toename in dopamien wanneer hulle reeds die middel sien. Dit blyk dus dat die afwagting van 'n beloning, en nie soseer die vervulling daarvan nie, ons reeds tot aksie dryf. Dit laat my dink aan 'n voorbeeld uit my eie lewe. Wanneer ons 'n vakansie in die vooruitsig stel, is die beplanningsdeel vir my byna lekkerder as die vakansie. Die oopslaan van die padkaarte, die neerskryf van afstande, om opsies te oorweeg van al die mooi plekke wat ons kan sien, gee my reeds vooraf soveel vreugde en vervulling, asof ek dit al reeds beleef, asof ek reeds daar staan en die landskap bekyk. Want dink nou maar terug toe jy 'n kind was. Soos wat Kersfees naderkom, het jy reeds in jou geestesoog die geskenke onder die kersboom sien lê. En daardie oomblikke was waarskynlik lekkerder en meer vervullend as die oomblik toe in werklikheid die geskenke daar oopskeer onder die boom. Maar ons hoef nie so ver terug te dink nie. Die afwagting van kinders wat kom kuier van ver af, verhoog dopamienvlakke so dramaties dat jy in die maande of die weke vooraf selfs jou middagslaapie nie meer kan vat nie. James Clear verwys na 'n insiggewende feit, naamlik dat die begeerareas van ons breine veel groter is as die hou van areas. Miskien is dit beter in Engels. Die wanting centers is veel groter as die liking centers.
Ons breine is dus besonder gefokus op begeerte en hinkering, afwagting en strewe. Dit alles word bevestig deur die tweede wet van gewoontevorming. As jy 'n nuwe gewoonte wil aanleer, maak dit aanloklik. Maak dit iets om na uit te sien. Kan jy dink aan voorbeelde van hoe jy dit kan doen? Kom ons dink net aan een. Indien jy graag rondblaai op sosiale media, stel vir jouself 'n beloning sodat jy 'n nuwe gewoonte voor dit uitvoer. Voordat ek my foon optel, sal ek eers 10 push-ups doen, of ek sal 10 bladsye in 'n boek lees, en nadat ek dit gedoen het, sal ek deur Facebook blaai. Nou doen jy nie alleen gewoonte opstapeling nie, jy is ook besig om jou nuwe gewoonte aan 'n begeerte te koppel, aan 'n hinkering. Hier is nog 'n voorbeeld. Voordat jy Vrydag gaan golf speel, moet jy eers 5 potensiële kliënte skakel. Nadat jy hulle geskakel het, kan jy gaan golf speel. En so stel jy 'n beloning aan take wat jy baie keer uitstel voordat jy dit doen. As jy dit kan regkry, om afwagting en vooruitsig te skep, met hinkering te leef, gebruik jy jou brein se hoogs gedrewe kapasiteit ten beste. Hou wag oor jou gedagtes. Hulle word jou woorde. Hou wag oor jou woorde. Dit word jou dade. Hou wag oor jou dade. Hulle word jou gewoontes. Hou wag oor jou gewoontes. Dit word jou karakter. Hou wag oor jou karakter. Dit word jou bestemming. Ons gebed vanmôre kom uit die Groot Gebedeboek en dis 'n gebed van John Bailey. Here God, mag die herinnering aan die lewe van u seun, wat in die stofpaaie van hierdie aarde geloop het en tussen ons gewone mense gelewe het, vandag in die alledaagse take en eise van die lewe vir my tot inspirasie wees. Laat my onthou hoe Jesus gedien het, eerder as om op bediening aanspraak te maak. Hoeveel deernis ons Here gehad het met alle mense se pyn en seer kry, hoe moedig hy was in sy eie lyding. Herinner my in my eie optrede aan sy nederigheid, hoe dat hy nie ander beledig het toe hulle hom verneder en geslaan en bespieg het nie. Laat Jesus se eenvoud my leer om alle vertonerigheid te vermy. Laat my leer uit sy selfbeheersing, sy rustigheid en innerlike vrede, sy volkome vertroue op u, sy Vader. Vul my vandag opnuut met die krag van u Gees, sodat ek in Jesus se voetspore sal kan volg. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.